En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Hier is nou beeldspraak en simbole wat hier gebruik word. En sinspelings kan ons maar sê, tipes en antitipes, ensovoorts. En ek kan nie gaan in my eie verduideliking daar gee nie. Maar, laat ek maar vir die so noem, 'n vrou, sê die Bybel, stel 'n kerk voor, 'n groep, 'n organisasie, en hierdie kerk kan een van twee wees. Dit kan 'n goeie vrou wees, 'n rein vrou, of dit kan 'n onrein vrou wees, 'n prostituut. En die Bybel gebruik daai terminologie dwarsdeur. 'n goeie rein vrou is God se kerk, sy kinders. En 'n prostituut stel die valse waarhede voor, wat ander kerke, wat sekere kerke dan verkondig, wat nie Bybels is nie. En sy is met die son bekleed. Het ons nie net nou gelees en begin dink dat hy met 'n hoofletter, sê Openbaring 1:16, wat die 7 sterre gehou het, en 'n skerp tweesnydende swaard uit sy mond gegaan het, dis die woord van God uit sy mond gegaan het, en sy aangesig soos die son wat skyn. Nou sê dit hier, hierdie kerk is met die son bekleed. Met wie sy bekleed? Met Christus se waarheid. Nou begin die dinge logies sin maak. En die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou ons gaan nie in die besonderheid hierin nie, maar hier is weer beelde wat gebruik word, en die Bybel verklaar homself. In die bygaande foto is 'n skilder het dit so voorgestel. Openbaring 12 se rein vrou. Weet nie of u al ooit die maan sien opkom het, volmaan, beaand, beskoon, wolklose nag nie. Dit is asof hy die hele aarde in maanlig en skoonheid hul, 'n rein vrou wat staan op die maan.